Ons staan nog stil by Efesiërs 3 vers 16 en na aanleiding van daardie vers waar Paulus vir die Efesiërs bid, wil ek vir myself ook en vir jou bid dat die Vader na die rykdom van sy heerlikheid ons die vermoë sal gee om nie net versterk te word nie, maar op 'n praktiese manier gewaarsku te word deur sy Gees in die innerlike mens. Nou, in 'n sekere mate is hierdie waarskuwing bietjie die teenoorgestelde van lyding. Dit is eerder om 'n geestelike rem, geestelike briek te voel, wat jou keer om sekere dinge te doen. Dit is 'n onverklaarbare onrus, wat jou keer om 'n besluit te neem. Jy beplan miskien iets, maar daar is 'n toegesluite deur by wyse van Spreuke in jou gees. Die plan gaan nie deur nie. En dit word dikwels beleef as 'n gebrek aan vrede of 'n huiwering wat jou stop voordat jy iets sê of doen. Dit is 'n algemene aktiwiteit van die Heilige Gees in 'n mens se lewe. Ek dink ons gee ook hieraan nie genoeg aandag nie. Luister 'n bietjie wat gebeur in Handelinge 16 vers 6 en 7. Dit is nou Paulus het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis. Hoekom? Omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Dis net om te weet, ek moet dit nie doen nie, al klink dit ook hoe mooi en hoe reg, maar daar is 'n ongelukkigheid wat kom as ek so iets sou doen. Vers 7 sê, toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bithynië toe probeer gaan, maar weer, die Heilige Gees, die Gees van Jesus, het hulle dit nie toegelaat nie. Nou, dit is so 'n wonderlike, ek wil amper sê 'n fantastiese faset van die Heilige Gees, om 'n mens te keer om sekere dinge te doen. Wat die rede daarvoor is, kan 'n mens dalk agterna besef, of dalk weet jy dit nooit. Miskien sal ons eendag in die hemel dit eers weet. Maar die feit is, dat hy 'n mens kan waarsku, om jou te keer, teen groot verlies, teen 'n groot, foutiewe besluit wat geneem moet word. Ek wil nou nie eers te veel daaroor sê nie, maar ek weet hoe dit voel om 'n beroep te kry na 'n gemeente. En dan te wonder, moet ek gaan, moet ek nie gaan nie? En dan net in jou innerlike mens te weet, dit is nie wat jy moet doen nie. So, die Heilige Gees, sy innerlike versterking, is onder andere ook daarin, dat hy ons kan waarsku. Kom ons luister maar, wanneer hy ons waarsku. Hierdie waarskuwing kom soms deur 'n mens, soms deur jou huweliksmaat. Maar kom ons luister en sorg dat die wil van die Heilige Gees ook in ons lewe sal geskied. En kom ons loop mooi.